Sy wonderlike naam. Ek groet ook so vanoggend dan die inskakelaars op ons webblad. En mag jy ook so vanoggend die woord van die Here ontvang. En soos ek die woord vanoggend wil oopmaak, die woord van die Here sê vir ons en leer ons dat dit is 'n lewende woord. Dit beteken as ek hom oopmaak, moet daar lewe uitvloei uit hierdie woord uit na jou. Raak ontvanklik. Moenie laat die woord net 'n tradisionele oopmaak en toemaak is, maar dat hierdie woord vanoggend soos ek dit oopmaak, dat jou gees sal ontvang die waarheid van God se groot. Dat jy volgens sal ontvang die liefde van ons God en ons Here. In Jesus wonderlike naam. Is daar enigiemand wat vanoggend of nou tydens ons gebedstyd iets van die Here ontvang het? Ek staan by die deur en ek klop. En sê ek my ook nog so omgaan. En ek sal met jou vrees maar hou. En neem jou juk op my. Neem my juk op jou en jy sal rus vind. Halleluja. Wonderlike boodskap. Vir elkeen van ons hier. Nog iemand? Ek het 'n visioen gekry van 'n rooi vark. 'n rooi vark lyk nie soos ander varke nie. 'n rooi vark het so 'n lang penne en so ver uit mekaar en jy kan die rooi so skep. En dit beteken net vir my, en ek wil dit graag aan jou gee, dat elke instrument in God se hand het 'n ander doel. So moenie na mekaar kyk en kyk na die Here en dat jy jou rig op in sy wil. Dat jy gebruik waar hy jou wil gebruik. In Jesus wonderlike. Amen. Ons gaan vanoggend kyk en die boodskap wat ek wil hanteer gaan rondom die nagmaal, die gebruik van die nagmaal. Ons gaan vanoggend saam nagmaal gebruik. En daarom wil ek bietjie in diepte kyk na wat die nagmaal behels. Want baie keer hardloop ons oor die nagmaal ete sonder om in diepte te kyk wat God behaag en wat ek en jy verantwoordelik daartoe is om te doen. En as die woord vanoggend vir jou dalk mag aankla, prys die Here. As jy voel die woord van die Here gaan vanoggend vir jou aanstoot gee, prys die Here. Want dit is so, wanneer ek en jy die waarheid hoor, maak dit seer. Ons hou nie daarvan om die waarheid te hoor. Maar elkeen van ons het nodig om die waarheid te hoor vanoggend. Want dit is God se woord. Soos hierdie boek toe ek dit oopmaak, sien ek in my gees hoe die lewende waters uitvloei na elkeen van ons toe, uit sy woord uit. As ons hierdie boek toemaak, verwesentlik my na 'n sitplek wat leeg is, waar iemand moes gesit het. Hy is nie hier nie, sy is nie hier nie. Maar wanneer ek hierdie boek oopmaak, is sy teenwoordigheid hier. Amen. Want dit is 'n lewende woord. En dat hierdie lewende woord vanoggend vir jou sal wees tot versoening, tot waarheid, tot herstel, en dat jy God se liefde sal ervaar. As jy vanoggend God moet beskryf, as jy nou dink aan God, en jy mag maar antwoord, wie is God vir jou? Of hoe sal jy hom vanoggend beskryf? Christus. So in my gees sien ek net dat hy God sy hand oor alles hou en alles in beheer het. Alles in beheer. Groter as die wêreld. Ja. Nog iemand? Kragtige en magtige God. Kragtige en magtige God. Hy is die kort tot alles. Ons hele bestaan, ons hele wese. Alles van ons streef
sy lewe vir ons, sodat ons gered kan. Halleluja. En ek sien God op die troon sit en ons is veilig by sy voete. Halleluja. Hoe sal ek en jy God beskryf? En ons gaan vandag kyk, nie een het sê God is liefde nie, want dis gewoon wat die kerk vassit, God is liefde. God is liefde, God is liefde, en hy is liefde. Ons gaan 'n bietjie 'n ander sy van God se liefde ook sien. Volgens uit die woord uit, en ek bid dat die woord so vir my en jou sal lei na hierdie waarheid toe. En daarom wil ek vir jou die teksvers lees, ons gaan kyk na die nagmaal, so hou dit vas. Maar ek wil vir jou 'n teksvers lees uit 1 Korintiërs 11:30. Dit gaan rondom die nagmaal in elk geval so. Kom ons luister, hy sê, daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het ontslap. Dit is een van die verse wat ons gebruik by die nagmaal, maar wat ons nie altyd lees, wat ons nie altyd gaan stil staan by. Daarom is daar onder julle baie wat swak is, sieklik is en 'n aantal het ontslap. Dan wil ek jou vat na 1 Kolossense 1 vers 10 toe. Hoor wat sê die Here se woord daar vir ons. Sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei. Dis wel goed as jy vanoggend net konsentreer op die woord. Jy kan altyd na die verse skryf. Maar ek wil hê jy moet vanoggend net hoor, sodat jy waardiglik voor God mag wandel. Dis nou ek en jy wat op wedergeboorte kom het. Om hom in alles te behaag. God wil hê ons moet hom behaag. Julle in elke goeie werk vrug mag dra. So God wil hê ek en jy moet vrug dra. En in die kennis van God mag groei. Ons moet meer kennis van God kry. Julle in elke goeie werk mag vrug dra. Dis net wat ek uit wil lig. Julle is een met my as ek sê, die woord sê vanoggend, dat ons almal moet vrug dra. Almal van ons. So God het 'n verwagting van my en jou, as kerk van Christus, wedergebore kind van die Here, om vrug te gaan dra. As gelowige sou jy sê, jy behoort aan jouself gedagte. As jy nou kyk na die vrug, ons het gekyk, kom ek begin by die begin weer. Ons het gekyk dat 1 Korintiërs 11:30 sê vir my en jou, dat daar baie swakkes is, daar's baie sieklik is en selfs hulle wat gesterf het. Dan sê die tweede gedeelte vir my en jou die woord in Kolossense 1:10 dat ons God moet behaag en dat ons goeie vrug moet dra. Nou rondom hierdie gedagtes as gelowiges, sou jy sê jy behoort aan jouself. Ons almal oortuig daarvan dat jy behoort aan God of nie aan God. So almal is seker daarvan, daai feit. So jy behoort aan jou land, jy behoort nie jou regering, jy behoort aan God alleen. Na wedergeboorte word ons nuut ontwerp, met ander woorde geformeer om goeie werke te dra. Nou net om te kyk na die kerk, en dit is nie om die kerk te oordeel, maar hoe lyk die vrug van die kerk? Hoe lyk die transformering van die kerk, wat sê ek glo in Christus Jesus? Dra die kerk genoegsame vrug, en ek kyk nou na my en jou. Sou julle sê die kerk dra vrug, ware vrug? Net om 'n gedagte by te voeg, dra die kerk liefde na buite toe. So hou vas aan daai gedagtes. Het jy al so, of het die kerk al so getransformeer, dat hy is liefde, dat hy is vrugdraend, dat hy God se woord gehoorsaam. 1
Korintiërs 6 vers 19 tot 20 sê vir my en jou die volgende. Of weet julle nie dat julle liggame 'n tempel is van God se Heilige Gees wat in julle is? Wat julle van God het en dat julle nie aan julleself behoort nie. Kom die woord van die Here en hy sê ons behoort nie aan onsself nie. So jy kan nie met jou liggaam doen of met jou lewe doen soos jy goed dink nie. Vers 20 sê, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam, in julle gees, wat aan God behoort. So die woord maak dit duidelik dat ek en jy behoort nie aan onsself. Dan kom die woord en hy maak dit nog duideliker, hy sê, jou hele liggaam, maar ook jou gees, behoort aan God, na wedergeboorte. Daarom kan ek en jy as kerk nie besluit wat ons wil uit ons eie wil uit nie. Daarom as kerk kan ek en jy nie besluit, ek gaan dit doen, sonder die wil van die Here. So wanneer ek en jy kyk na die nagmaal, sê die nagmaal vir my en jou, daar's baie onder ons wat siek is, wat swak is, en selfs baie wat al gesterf het. En as ek praat van sterf, beteken dit voor hulle tyd. So duidelik leer die woord ons vanoggend dat gelowiges behoort aan God, selfs jou hele liggaam. So ek kan nie met my liggaam doen wat ek wil doen nie. So ek kan nie hierdie pyltjies gebruik soos ek wil gebruik. So ek het hierdie goed gedoen voordat ek tot wedergeboorte gekom het. So wanneer ek tot wedergeboorte kom, moet ek myself in 'n rigting inwerk volgens die gehoorsaamheid van God deur die krag van sy Heilige Gees om byvoorbeeld net rook te kan los. Want dit is nie my liggaam wat ek besoedel nie. Dis God se liggaam. So ek en jy dra verantwoordelikheid om hierdie liggaam van God behoue te laat bly. As jy na my kyk, na my liggaam, sal 'n sekere deel van my liggaam vir jou wys voorspoed en vooruitgang. So dit beteken as 'n area in my liggaam wat ek toegee aan 'n formaat van wat die woord sê as ons te veel eet, wat noem hy dit? Rassery. So selfs daar moet ek agslaan op God se woord en sê, iets sal moet gedoen word. Want ek het nie, dis nie meer my liggaam nie, ouens. So dis die punt wat ek wil maak vanoggend, ek en jy kan nie met ons liggaam doen wat ons wil doen. Ons kan hom nie inkleer soos ons hom wil inkleer. Gelukkig kan ons hare sny en hare verander soos ons wil. Maar dit moet God verheerlik in elk geval. Maar die punt bly dat wanneer ons by die nagmaal kom, sê die Here vir ons, ek wil hê jy moet oplet. Daar's baie swakes onder julle, baie wat siek is, selfs van julle wat vroeër wat sterf. En dit beteken eintlik voor die tyd. As ons kyk na die kerk globaal, en ons het begin by ons as gemeente, ons het die kursus doen rondom 70x7, om te kan vergewe. En ek en jy weet, hoe sukkel ons om net daai proses te gehoorsaam. Hoe sukkel ek en jy om vergewingsgesindheid te kan toepas en te kan lewe. Die woord van God leer ons dat ons selfs vir ons vyand, as hy vir jou 'n hemp vra, gee vir hom 'n hemp, en gee hom sommer jou broek ook. So ek wil hê ons moet kom by die gedagte, ons kyk baie keer na groot sondes, en ons sê, wow, ons mag nie dit doen nie, ons kan nie dit doen nie, ons moet hierna kyk. Maar die sekere kleinerige goeders wat ons onsself nie meer beoordeel nie, ons lewe asof ons die reg het om sekere dinge te doen en te sê, en te leef daarvolgens, en dan verklaar ek glo aan Jesus Christus, verlosser, saligmaker, hy is my lewe. Ek behoort aan die kerk van Christus. As ek sê ek behoort aan die kerk van Christus, is daar 'n pad wat ek moet volg, 'n pad van restaurasie, daar's 'n pad van herstel. Dis die pad van heiligmaking.
Ek en jy moet dit deurloop. Ons kan nie net sê, soos baie keer ons sê, maar ek is so gemaak en so gelaat staan, ek kan nie verander nie. Ek is 'n ongeduldige mens, so los my uit, ek bly ongeduldig. Ons kan dit nie so los nie. En dis hoekom ek wil hê jy moet kyk, wanneer ons die nagmaal gaan gebruik, al hierdie fasette, moet jy self na jouself kyk in eerlikheid en sê, Here, ek verstaan vanoggend iets wat ek dalk nie verstaan nie. Daar's 'n area in my lewe wat ek lewe, asof dit my reg is om so te lewe. Daar's 'n area in my lewe, dat ek misbruik my liggaam, en ek sukkel om daai pad tot verlossing te bring. Dalk wil ek nie, Here. Dalk wil ek nie die herstel nie, maar ek wil 'n kind van U wees. Titus 6 vers 18, dat julle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam. Hier praat hy van woorde wat ons nie altyd sommer net toepas in ons eie lewens nie. Vrygewigheid, suiwigheid met ander woorde, skynheiligheid. Ons loop met 'n masker. Ons het nou verlede week bietjie daarna gekyk. Ons loop met 'n masker. En wanneer ek 'n masker voorhou, beteken dit ek is skynheilig. Ek is nie wie ek is nie, voor jou nie. En dis hierdie areas wat ek en jy moet raak sien wanneer ek en jy na die nagmaaltafel toe kom. Dis hierdie areas wat vir my en jou tot openbaring moet bring en sê, is ek opreg wie ek is as ek tussen die heiliges is? Of het ek net 'n gedagte van godsaligheid van die krag daarvan verloon? As ek sê ek is kerk van Christus, het ek verantwoordelikheid. As ek sê ek is kerk van Christus, moet ek dit begin leef, moet ek dit toepas. Vir baie jare in my eie lewe het ek geleef, ek is lief vir die kerk en ek gaan kerk toe en ek is gereeld by die plek waar ek moet wees. So ek doen dit. Maar daar's areas van my lewe wat ek nie verander het nie, wat ek nie gedink het eers om te verander nie. Daar's areas in my lewe wat ek toegelaat het om voort te gaan soos die ou mens. En 1 Korintiërs 5:17 as ek reg het sê, ek is 'n nuwe skepping want Christus my kruis het, daarom het die ou dinge verbygegaan. Maar die ou dinge moet ek erken en verklaar en sê ek maak dit nietig in my lewe. Ek kan nie aangaan soos ek aangaan nie. Ek moet die verantwoordelikheid opneem om te sê, Here, ek het hier 'n gees van skinder byvoorbeeld en ek weet nie om los te kry nie, Here, want ek behaag daai storie en ek wil dit so graag aan iemand anders vertel. Help my om daai area te heel. Help my, Here, om nie 'n valsheid voor te bring wat ek nie is nie. Help my om te wees wie U sê ek moet wees. Amen. Rig my daartoe. En dis ons as kerk se verantwoordelikheid om met mekaar oor hierdie goed te praat. As leiers van die kerk moet ons hierdie goed begin toepas in my lewe, maar net so moet ek dit op jou afbring en jou help tot verantwoordelikheid van jou eie lewe. Okay. Wie het 'n skaap op die spit vanmiddag? Gaan jy hom alleen opeet? Of gaan jy hom deel? Want as jy hom alleen gaan opeet, beteken 'n brassery, né? Nou, so skuldig. As jy te veel pudding het en nie uitdeel nie, wat gaan jy daarmee doen? Skenk. Skenk dit. Prys die Here. My adres is 23 Raasburg Laagte. Tog leer die woord ons dat indien ons nie hierdie goeie werke doen en volhou nie, sal daar gevolge wees. Die Bybel leer ons, daar gaan gevolge wees. As ons nie hierdie werke voortbou. En die woord van God gebruik 'n woord wat eintlik 'n geweldige impak het.
En ons praat baie min oor hierdie woord. Ek moet sê, ek het dit nog, ek kan nie dink ek het al hierdie woord in die kerk gehoor nie. Kastyding. Wanneer laas het jy 'n boodskap gekry oor kastyding? En ek gaan nou vir jou betekenis opgee, wat is kastyding? In Engels is dit chastening. Helen just told me, I asked her. Chastening, yes. Wat ek wil doen. Dit was, En weet jy dat hierdie God wat my en jou so lief het, in sy woord sê, as ek en jy nie doen wat hy behaag nie, gaan hy my en jou kastei. Hierdie God van liefde. En baie keer gee ons die duiwel die skuld. Ek dink die duiwel het kopseer, hy sit die hele dag by die apteek, want hy kry al die skuld. Maar daar is 'n waarheid wat ek en jy moet aan vasmaak, en dit kom terug na die nagmaaltafel, dat ek en jy verantwoordelikheid moet neem vir ons geestelike bestaan, vir ons geestelike lewe, vir ons geestelike projektering. Hoe lyk ek en jy teenoor ander mense? Kom ek met 'n valsheid en 'n skynheiligheid voor, of kom ek met 'n opregtheid voor? Weet julle wie ek is as Sampie? Indien ons die oproep van die Bybel nie gehoorsaam, sal die kastyding eskaleer. Dit sal meer word. Dis nie wat ons wil hoor in kerk. Wie wil nou kerk toe kom en hoor hy gaan pak slaag kry? En hy gaan ander pak slaag kry totdat hy gehoorsaam raak. Dis God se woord. En daarom moet ek en jy eerlik teenoor mekaar wees. Daarom moet predikers eerlik met mekaar wees of eerlik met die gemeente wees. So sê, ek gaan deur kastyding, jy gaan ook deur kastyding. Soos God dan kwaad vir my. Het God my dan nie lief nie? Hoekom moet ek deur hierdie prosesse gaan? Wat se tipe God aanbid ek wat my kastyd? Ek gaan bid aan 'n God van liefde, hy het sy seun vir my gestuur. Sy seun het aan die kruis gesterf vir my sondes. Hoe kan hierdie pastoor nou sê, maar God gaan my kastei? Ek wil dit nie hoor en ek stel ook nie belang daarin. Maar dan moet ek hier terugkom na die waarheid van die woord. Ons kan nie die waarheid omseil nie. Want die waarheid maak my vry. Die waarheid maak seer, maar die waarheid maak vry. Want dis wat God behaag. Wie straf sy kind nie sy verkeerd doen nie? Ja, ons is in 'n nuwe era, wêreldera waar die kinders straf die ouers en die ouers straf nie die kinders. Laat terug te kom na die woord van die Here, so tigtig. Tigtiging beteken kastyding. Ek weerhou jou van jou foon. So ek is besig om jou te kastei. Ek is besig om daai, ek kyk nou eendag 'n video van 'n dogtertjie, haar ma het haar foon weggevat. Sy gooi 'n tantrum soos wat ek nog nooit in my lewe gesien het. En die 5voudige handbediening sou pragtig werk het. Maar nou mag ons dit mos nie meer sê nie. Want ons wil die wêreld gehoorsaam, ons wil nie God gehoorsaam. Wat sê die Bybel helde van wat ons leer, ons geestelike voorgangers, wat sê hulle? Ek volg eerder my God as wat ek na die koning luister. Saterdag wees so Abednego. As u sê ons moet oontoe gaan, dan gaan ons oontoe, maar ons gaan nie voor u buig, ons buig voor ons God, die Almagtige. Daarom moet die kerk terugkom na God, die Almagtige toe. Die kerk moet sy funksie kom opneem soos wat die woord dit gee. Ja, maar Here, die arme bloetjies kom nou moet slaan, hy lê hom dood en dan gooi hy 'n tantrum soos wat ek nog nooit gesien het. Prys die Here, dan klap jy hom tot hy reg is. Dis al. Ek was nie toegelaat om 'n tantrum te gooi. Die klap was gereed. Maar ons is bang om hier goed toe te pas. Maar tog wil ek en jy die volheid van God hê. Tog wil ons in die volheid van God lewe.
Tog wil ek in die volle voorsiening van my God lewe. En hy weerhou dit nie, kerk. Maar hy vra van my en jou eers om gehoorsaam te raak, want ek gaan jou, as jy dit nie doen nie, sal ek jou kastei. I will chasten you. Until you listen. En sê ek, okay, ek bely nou, Here. Is jy nou vry? Jy's nou vry. As jy opregte belydenis doen. Dis hoe God se hart is. As jou kind vir jou sê, Here, pappa, ek is jammer, ek weet ek het 'n groot fout gemaak. Kom hier, my kind. Trek. Ek bly jy verstaan. Ons hou hierdie goed nie terug. Ons hou nie liefde terug. Maar die Here sê dat kastyding sal eskaleer. Dit sal, met ander woorde, 'n diepere tigtiging behels op jou lewe. Dit gaan van lig na, van 1 na 2 na 3 na 10 toe na 15, afhangende van wat jou sonde is, wat jy nie wil bely nie. Matteus 5:16, laat julle lig so skyn voor mense, laat julle lig skyn soos voor mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader in die hemel verheerlik sal word. Ek en jy verteenwoordig God, die goeie werke wat ek en jy doen. Ek kom en ek vergewe, ek kom en ek spreek vry. Here, help my om los te kom van die verslawings. Here, help my om los te kom van hierdie aksie wat ek doen. Help my om los te kom van hierdie lelikheid wat in my is. Ek is jaloers of ek gun niemand anders iets. Help my om los te kom van hierdie fasette wat in my lewe is, Here. Help my om los te kom om my vrou te eer. Help my om los te kom om my man te eer. Help my om los te kom, Here, dat my kinders kan oprig volgens U weë, nie die weë van die wêreld nie. Help my, Here. Dis die plek van belydenis. Dis die plek wat God wil hê ek en jy moet kan raak sien wanneer ons die nagmaal gebruik. So die nagmaal gaan nie, ja, ek het nou geskel of ek nou dit verkeerd gedoen nie. Dit gaan oor ons algemene lewenswyse. Hoe lyk ek en jy as ons voor God staan? Hoeveel is daar dinge wat ons dink God nie raak sien nie, maar hy weet alles. Hy sê, ken die gedagte voordat jy gebid het. So as niks, daar's geen plek wat ek en jy kan wegkryp vir God nie. Hy weet alles, maar ons dink omdat ons God nie sien nie, ons dink omdat ons God nie in sy teenwoordigheid ervaar nie, dink ons hy weet nie van hierdie dinge wat ek dalk dink wat vuil is. Want selfs my gedagtes moet gereinig word. En dis waaroor dit gaan volgende. Ek en jy moet verstaan dat God ken my en jou. Hy het ons geskep. Maar hy sê ook, daar sal kastyding wees. Want as jy anders optree, as wat jy moet optree, as jy anders optree voor mense, verheerlik jy nie my, jou God. Ons verteenwoordig Christus, die kerk van Christus. Ons verteenwoordig God, die almagtige skepper van hemel en aarde. Ek is nie net nog 'n kiepie op die land nie. Ek is 'n kind van God. Ek verklaar dit, ek leef dit, ek spreek dit. Ek moet dit ook buitekant in die wêreld lewe. En dit is moeilik, want mense is moeilik. Maar in al hierdie aksies moet ek en jy kom sê, Here, ek gaan leer my, wys my, rig my op met wysheid, dat hierdie persoon wat my onmiddellik kwaad maak, of wat my irriteer, of wat teen my is, hoe kry ek hierdie persoon gewen na my kant toe om U te verheerlik? Hoe vermaan ek, Here, dat hulle nie weghardloop nie, maar dat hulle nader aan U kom? As ek die kinders by die skool vermaan, is hulle kwaad vir my vir altyd. En nog tyd. As Bereid hulle vermaan, dan sal hulle net so lief en nog liewer vir haar. Dit is daai wonderlike gawe wat God vir Bereid gegee het, om te kan tugtig, maar hulle bly lief vir haar. So ek moet leer om te tugtig, dat hulle ook vir my lief bly. So ek het nie daai vermoë nie, waar kry ek dit? Deur die wysheid van die Here. Hy sê, vra wysheid en ek sal vir jou wysheid gee. Dat jy het nie nodig om te vloek en te skel wanneer jy tugtig nie. Jy kom met 'n direkte aanspraak en sê, dis verkeerd.
Dis wat ek van jou verwag. Verstaan ons dit so? So, hierdie areas van ons menswees, hoe ons lewe, ek moet onthou, ek moet weet, ek verteenwoordig God die Almagtige. Ek leef nie meer my eie wil nie. Ek leef nou God se wil. Daarom moet ek myself gee aan God, as 'n welgevallige offer. Ek moet leef, ek moet dit skyn, al wil ek dit nie skyn nie. Ek kan vir jou sê, ek is teleurgesteld en ek is kwaad vir jou. Daarom wil ek nie vir jou glimlag nie. Maar ek is eerlik met jou, ek loop nie draaie om jou nie. En dis die areas wat ons nie wil doen nie. Ons wil nie vir mekaar sê, ek like jou nie meer nie. Ek loop liewer weg, of ek bly weg. In plaas van ek like jou nie. Maar hoekom like jy my nie? Kom ons sorteer die probleem uit. Dis wat die kerk moet doen. Ons moet volwasse word as kerk van Christus in alle areas van ons lewenswyse. En in alle areas van ons lewenswyse moet ons die nagmaal kan gebruik en sê, Here, ek het teen Koos of Sunny, ek is kwaad, ek is teleurgesteld, Here, ek het hulle sommer weggejaag, Here, want ek wil hulle nie meer in my lewe hê nie, ek wil hulle nie meer sien nie, ek wil nie meer daar by my hê nie, Here. Dis verkeerd. Maar ek praat met die Here en sê, Here, help my. Rig my. Geef my die vermoë om te gaan vrede maak. Al is ek nie die skuldige nie. Geef my die wysheid wanneer ek praat, Here, dat ek praat uit die hart uit, nie uit my eie hart uit. Laat julle lig skyn voor mense dat julle goeie werke kan sien, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader in die hemel verheerlik. Elke dag moet ons die Here verheerlik. So as ek en jy nie vermaan nie, wanneer ons moet vermaan, dan verheerlik ons God nie. Want ons herstel nie die persoon nie. So daarom moet ons die wysheid in die dag lê en so, Here, ek weet nie hoe nie, help my. Geef my die woorde, geef my die inspraak daartoe. Titus 3 vers 8. Dit is 'n betroubare woord en ek wil hê dat jy hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo, hy praat hier met die predikers, Johan, hy praat met jou, en hy praat met myne. Hy sê, dit is 'n betroubare woord, en ek wil hê dat jy hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo, sorg kan dra om goeie werke voor te staan. So as jy nie hou van die persoon wat langs jou sit nie, moet ek jou help dat jy kom by die plek waar jy hou van die persoon wat langs jou sit. Ja, sê van. Ons moet hierdie goeie werke voorstaan. So ons is besig met werke. Ons is besig met die nagmaal. Ons kyk na ons werke. Ons kyk hoe ons moet optree, want ons kyk nie altyd na ons werke nie, ons kyk na sondes, in plaas van ons werke te kyk. Het ek werklik 'n hart van liefde? Straal ek regtig vriendelikheid uit? Is ek werklik goedhartig? Gee ek werklik om vir my buurman, buurvrou, buurkind? Want God sê, dis sy liefde, en om hom lief te hê moet ek en jy sy liefde leef. Dit beteken ons moet hom verheerlik in elke optrede. En die Here weet dit is moeilik. Hy was op aarde. Hy het dit geleef. Kastyding. Wat is kastyding? Om te kastyd beteken om straf of tigtiging toe te dien. Meestal in die vorm van 'n fisiese lyfstraf. Soos God my en jou kastyd, het dit op 'n fisiese basis met my en jou te doen, met ons fisiese mens wees. Daarom is daar swakheid, daarom is daar sieklikes, daarom is daar sommiges wat sterf. Dit beteken kastyding het 'n fisiese uitwerking op my en jou liggaamlike lewe op hierdie aarde.
Dit het te doen met geeseling. Dis wanneer jy iemand aan 'n boom vasmaak en jy slat hom met 'n sambok. Dit het te doen met streng dissipline. Die Bybel gebruik die woord kastyding, ouers, chastening. Dis nie 'n menslike woord nie. Dis wat God sê. En daarom moet ek en jy kyk na ons eie lewens. Stap ek die pad wat ek moet stap? Kastyding het 'n fisiese straf betekenis om iemand te slaan of te gesel as 'n vorm van tug. Bybelse gebruik, dit word dikwels in die Bybel gebruik om te wys hoe God sy volk dissiplineer of regwys om hulle te help en te verbeter. Dit is altyd om te verbeter. Dit is altyd om te help. Dit is altyd ons tugtig ons kinders want ons wil hê hulle moet groot mense word wat die samelewing kan dra. Ons wil hulle tugtig sodat hulle saam met ons die las van die lewe kan dra. Ons wil hulle tugtig want ek en jy is al in hierdie lewe. Ons weet wat dit beteken as waar nie werk is nie, ons kan nie werk nie. Ons weet as ons nie kennis en vermoë het nie, kan ons niks verrig nie. Daarom tugtig ons kinders, hulle moet goed doen op skool sodat hulle vir hulle self besluite kan maak. So tugtig het 'n goeie uitwerking op mense. En selfs God sê, ek en jy het tugtiging nodig. Ons kan nou verstaan wat God met jou en my doen wanneer ons buite sy wil beweeg. Buite sy wil beweeg. En geen vrug dra nie. Of nie genoegsame vrug dra. Of geen vrug dra nie. Of nie genoegsame vrug nie. Ek dra vrug, nou sê God reg, ek wil hê jy moet genoegsame vrug dra. En wanneer gaan dit stop? Wanneer ek nie in die hemel is. So daarom sê vir my in 1 Korintiërs 11:28, maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink, het oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei. Hoor wat sê hy? Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink, dit beteken wanneer ek hierdie met eerlikheid voor God kom. Daar is sekere dinge in ons lewens wat ons nie wil erken. Daar is sekere dinge, sekere sondes wat ons nie wil los. Daar is sekere areas in my lewe wat my liggaam verniel. En die liggaam behoort aan God. Want ek is 'n nuwe skepper. Ek het dit gekies. Ek het nie meer eienaarskap op my eie liggaam. Want ek het myself vir die Here gegee. Die dag toe ek tot wedergeboorte gekom. En daarom is dit nodig dat ek en jy die boodskap verstaan. God wil hê ek en jy moet vrug dra. Dan sê hy wat ek wil hê julle moet veelvuldige vrug dra. En hy vra van my en jou, oordeel jouself. Ja my Here, ek gaan dan kerk toe en ek woon die dienste by, die ander dienste wat daar is. Here, ek is so 'n getroue slaaf. Wat het jy gesê is ek? En mevrou Breyer. Stif jy vir my wat? 'n pluggie. Sy lyk vir my soos 'n seun wat 'n pluggie was op skool. Jy het alles reg probeer doen. En soms is die kerk so. Ons is so pluggie. Ons wil die dinge reg doen vooraf. Maar agter die skerms is daar dinge wat ons nie wil erken. As areas wat ons loop het, nie God behaag. Ek wil nie vrygewig wees nie. Ek wil nie gesellig wees nie. Ek wil nie vriendelik wees nie. Ek gaan nie verander nie. Dan sê die Here, jy verteenwoordig my. En as jy my verteenwoordig, gaan ek jou kastei tot jy kom by die plek waar jy verstaan. En daarom is die nagmaal so 'n wonderlike byeenkoms. Want hierin kan ek nie kom staan en sê, "Joh, ek het hierdie week geval.
Ek weet. Ek dink is 'n maand terug dat ons laas nagmaal gehou het en ek nodig het vandag, Here. Ons 'n paar areas in my lewe wat ek moet regmaak. So wanneer ek die siekte het of wanneer ek 'n probleem het, ons moet ek en jy na die Here toe gaan, ons moet met hom praat. En nou gaan ons vanaand, ons gaan bid, ons lees 'n stukkie Bybel, ons sê, Here, ek het 'n probleem, ek is alweer siek. En ek wil hê U moet my nou genees. Amen. Môreoggend staan jy op en sê, wanneer gaan die Here my dan genees? Wanneer gaan jy stil bly dat die Here met jou kan praat? Wanneer gaan jy genoegsaam stil sit dat jy kan hoor wat die Here vir jou sê? Wanneer laas het jy 5 minute, net 5 minute? Gaan probeer dit vanaand. Gaan vat 5 minute uit jou lewe uit en gaan wees stil op 'n plek en kyk of jy kan stil raak. Dis 'n moeilike ding vir ons. Want die lewe is so gevul met media, met geraas en al hierdie goeters. Ons raak nou soos 'n ander nasie is. As jy in 'n Skouwenie ingegaan het, sê die mense wat daar bly, daar is nooit stilte daar nie. Daar's altyd gedoef, daar's altyd 'n geraas, daar's altyd musiek, daar's altyd hierdie goeie. Maar ons lewenswyse het dieselfde geword met die media. Ek kyk myself, die TV is aan, ek is op my foon, reeds op haar foon, almal raas en honde blaf op nog tussen. So dis heel groot geraas. So daar's nie stilte nie. Daar's nie tyd wat ek stil sit en sê, praat Here, praat. Ek luister. En dis belangrik, want jy is 'n kind van die Here. Dis belangrik dat ons met die Here praat. Want die Here het so ons leer. Want elke keer ons word gestry, ons weet nie hoekom nie. Ons moet gaan stil raak. Ons moet soos daai hond wees daar in die huis en so, wat maak die deur oop vir my? Remove, Psalm 39 vers 10, remove the sickness you laid upon me. My life is over because you struck me with your hand. God is tyd totdat ons besluit om te stop met ons sonde, dat jy herstel kan gebeur. Dit wil ek. Wanneer ek en jy tot oordeel kom, wanneer ons kom en sê, wow, Here, ek het nie besef, ek moet altyd vriendelik wees nie. Ek het nie altyd besef, ek verteenwoordig U nie. En ek kom en ek bely dit voor die Here. Ek wil nie so wees nie. Ek wil die lig wees. Ek wil die sout wees. Ek wil wees soos wat U sê ek moet wees. Ek behaag U liefde. Ek behaag U teenwoordigheid. En U teenwoordigheid is heerlikheid. U teenwoordigheid is mooi. Kastei God nog steeds wanneer ons onsself oordeel en die sonde stop, 1 Korintiërs 11 vers 31, want as ons onsself beoordeel het, sal ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuig. En hier by die nagmaal is die plek waar ek en jy die besluit maak. As ek en jy nie eerlik is met onsself wanneer ons in sonde is, gee ons God die reg om ons te kastei. En hy die reg. Maar ons besluit vir die nagmaal. Ek gaan nie hierdie ding los nie, Here. En die Here sê, nou gaan ek jou kastei, want ek gee om vir jou. Ek het jou lief. Ek wil hê jy moet verander. Ek wil hê jy moet my teenwoordig soos ek dit wil hê. Ek wil hê jy moet dit verstaan, my kind. So ek moet myself ondersoek en sê, Here, wat is daar tussen my en U? Wat is daar wat ek nog nie teenoor U gebely het nie? Wat is daar wat ek nie altyd verstaan nie, Here? Open dit dat ek dit kan verstaan. Wys my, Here, wat is die skeidingsmure, soos ek altyd vir myself vra. Wat is die skeidingsmure tussen my en U, Here? Wat weerhou dat U in die volheid meer in my kan kom woon? Watter areas van my lewe behoort nog aan my en nie aan U nie, Here? Watter areas wil ek nie vir U gee nie, Here? Watter areas is daar waar ek te skaam is om voor U te kom, Here? En dis daai areas wat die Here wil hê. Dis daai areas wat hy sê, ek my kind, jy bely dit, jy is onmiddellik vry. Onmiddellik, ouens. Want God is nie 'n God wat sy woede draand maak.
Om terug te kom na die nagmaal, moet ons besef wat die woord leer. Indien ons nagmaal gebruik en aanhou, sondig sal ons skuldig wees aan God se oordeel, waar hy jou en my sal tigtig in die vorm van kastyding. Daarom is dit belangrik om liewer te erken teenoor God dat jy skuldig staan by die sonde, wetens en liewer nagmaal nie gebruik totdat jy opregte hart voor die Here kom en sê, Here, ek bring myself voor U. Ek bring myself voor U. Ek wil nie deur U gekastyd word. Ek wil nie een van die wees wat siek is nie. Ek wil nie die een wees, Here, wat moet sterf, Here, voor my tyd. Ek bring dit voor U, Here. Vergewe my. En praat dit op die naam. Daarom nooi die woord ons uit om onsself te oordeel, belydenis te doen onmiddellik. God is getrou en regverdig om ons vry te spreek en te reinig. Ek dink in Johannes 1:9 as ek reg nie. Dit is wie hy is, 'n God van genade, 'n God van liefde, maar ook 'n God van toorn. Indien jy verkies om nie te bely nie, sal die kastyding toeneem. Ons is sy kinders en daarom wil hy ons help tot gehoorsaamheid, sodat hy wat God is verheerlik sal word. Die onderliggende toepassing van kastyding is om God te vrees. Hier kom die groot dinge. Alles gaan oor die Godheid, die Almagtige. Saterdag besig na benede gesê, Here, of die koning werk ons van in wind. Hy sê, okay, dan maak ek hom nog warm en sê, nee, is fyn, maak hom nog warm. Maar ons gaan nie voor U buig, ons buig voor God. Want ons vrees nie die mens, ons vrees God. Amen. En al hierdie aspekte wat ons nou gepraat het oor vanoggend, gaan oor om God te vrees. En ek gaan vir jou lees, Job 28:28. Maar aan die mens het hy gesê, kyk, die vrees van die Here is wysheid. En om van die kwaad af te wyk is verstand. Proverbe 16:6, Proverbs. Deur liefde en trou word die skuld versoen, en deur die vrees van die Here wyk 'n mens af van die kwaad. Die Here wil hê ek en jy moet hom ag as 'n heilige, soewereine, reine God. Heilige God. En ek en jy verteenwoordig hom as sy kinders. En daarom slaan ons ag op sy woord. En daarom kom ons by die plek en sê, Here, ek hou lank aan hierdie ding vas, maar ek besef, dit weerhou my om U te vrees as die heilige, almagtige God. En dit gee U toestemming om my te kastei. Vergewe my, Here. Hebreërs 12:10, want hulle het ons wel 'n kort tydjie getuigtig. 'n Kort tydjie na die beste wete getuigtig. Maar hy tot ons bes wil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Praat nie, ons vaders het ons tydelik getuigtig, maar God sy tuigtig ons tot heiligheid, sodat ons deelagtig kan word aan sy heiligheid. Hebreërs 12:11. Nou lyk elke tuigtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie. Natuurlik wil ons nie getuigtig word nie. Natuurlik is dit nie lekker om siek te word. Natuurlik is dit nie lekker om hierdie aspekte van God te beleef nie. Natuurlik is ons mens, ons kry seer. Dink ons God ken dit nie. Dink ons God weet dit nie. As ek my kind gestraf het, is my hart seerder as sy hart. Want ek hou nie daarvan om dit te doen. Dit maak my seer. Nie sowel as wat hom seer maak. Daarom moet ek nie agslaan op God se woord. Hy tuigtig ons om te omgee. Hy tuigtig ons om te liefhê. Hy tuigtig om hy vir ons die prys betaal. Later lewe dit egter vredevolle vrug van geregtigheid op. Hebreërs 12:5, en julle het die vermaning heeltemal vergeet, wat julle tot julle as seuns spreek. Hier kom hy en hy sê, hoe moet ek en jy tuigtig aanval? Hoe moet ons dit leef? Hoe moet ons daarna kyk? Hy sê vir my en jou. Hy sê, gaan vir jou tuigtig, gaan na jou kamer toe. Jy weet, wag vir my dan. Ek gaan net die sambok water gee, dat hy lekker trek. Want wanneer hy die stoepe vang, dat daar blou strepe sal wees.
Jy trane gaan rol, maar prys die Here, dit gaan vir jou ore oopmaak. En jy gaan my meer lief hê as jou pa. En wanneer ek praat, sal jy luister. Julle kry dit, maar dis hoe ons gewerk het. Ons dan. My seun ag die tugtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns. Want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? Verder het ons die vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontzag gehad. Moet ons nie veel meer aan die Vader van die Geeste onderworpe wees in vrees en lewe nie? Daarom rig die slap hande en die slap knie op. Kom byke. Kom ons raak opgewonde. Kom ons kom uit die kastyding uit. Kom ons bely. Kom ons spreek tot mekaar. Kom ons vertrou die Here om 'n wonderwerk te doen. Romeine 12 vers 1, ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle julle liggaam sal stel as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer. Dis julle redelike godsdiens. Ek glo en ek vertrou dat hierdie woord vir jou sal rig na 'n nuwe seisoen in jou lewe. Dat hierdie woord jou sal help om God se hart te verstaan. Dat hierdie woord jou sal help om God werklik te vrees. Dat wanneer ons die nagmaal gebruik van hier af, dat ons dit in gedagte sal hou. God kastyd, maar onmiddellik as ek vergifnis vra, onttrek God se hand van kastyding vir my nie. Want hy is God van genade. Halleluja. Amen.